raak rustig voor die Here, sy aangesig, en ons bid vir hom en ons vra vir hom. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Ons gaan nou sing Psalm 66, Juig aarde, juig met blye gaan. Gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken kry in Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie eer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou op my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man, of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vlieging by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, as jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.
Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat hom behoort nie. Ons sing nou saam met Psalm lied 233. Ek, Vader, het gesondig het op antwoord van die wet. Ons sluit die oë en vra die Here vir sy genade. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here. Dankie dat ons vir U kan sê, Here en Vader. Dankie dat U vir ons sorg elke dag, ja Vader. Dat U selfs vir ons gee, sonder dat ons vra, want U weet wat ons nodig het. Dankie Here. Vader, ons wil vir U besonder dankie sê vir ons kerk, wat steeds kan staande bly. Selfs in hierdie tyd, Vader, hierdie tyd wat so moeilik is en so onseker is. Maar weer 'n keer is dit net met U genade. En ons vra vir U, Vader, om met ons te wees en ook waar ons herder en leraar beroep het, dat U ook in ons sal werk. Maar ons weet ook dat ons wik, maar U beskik, Here. U sal besluit en ons sal ook daarby inval by U besluit. Want ons weet dat op U tyd sal U vir ons 'n herder en leraar gee. Vader, ons wil vir U verder vra met ons ou mense te wees wat ook sukkel in hierdie tye, wat nie eers die kerk mag kom besoek nie. Wil gee dat hulle ook, dat die stem ook tot hulle sal kom en dat hulle ook sal kan versterk word daardeur. Ons sal ook vir U vra om met ons mense te wees wat in die week operasies ondergaan het en wat aansterk tuis en in hospitale. Dat hulle ook besef dat hulle nie vergete is nie, Here, en dat U steeds ook daar is. En gebruik ons ook, Vader, om hulle te versterk. Soos U elke dag. Vader, ons wil dan verder vir U vra met ons land te wees wat so gebroken is in hierdie tye. Wees met ons regering. Wees met elke ene wat in die regering is. Dat hulle ook sal besef dat dit nie oor hulle self gaan nie, maar oor U en ook hulle denke sal verander. Vader, ons wil dan verder vir U vra met ons te wees in hierdie oomblikke waar U woord verkondig word. Wees met ons
Maak dit rustig in ons, Vader, dat U woord sal inslag vind. Ons vra U dan vir die kragvolle werking van die Heilige Gees, dat ons U woord sal inneem, Here, sal indrink, en ook sal poog om daarvolgens te lewe. Here, vergewe asseblief ons sondes, ons vra dit nie, want ons het verdien nie. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Broeders en susters, ons lees nou uit Lukas 19. Dit is 'n welbekende gelykenis, maar ek dink die boek is 'n bietjie anders vanoggend, so luister maar gerus baie aandagtig. Terwyl die mense na Jesus geluister het, het hy nog 'n gelykenis vertel, aangesien hy naby Jerusalem was en hulle gedink het, die koninkryk van God sou enige oomblik kom. Hy het gesê, 'n man van adellijke afkoms het na 'n ver land toe op reis gegaan, om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, dryf handel daarmee totdat ek terugkom. Sy landgenote het hom egter gehaat en 'n afvaardiging agterna gestuur om te sê, ons wil nie hierdie man as koning hê nie, maar hy het tog die burgerskap, die koningskap ontvang. Nadat hy teruggekom het, het hy die slawe aan wie hy die geld gegee het, na hom te laat roep, sodat hy kon verneem wat hulle met die handeldryf verdien het. Die eerste het vorentoe gekom en gesê, meneer, die muntstuk het 10 muntstukke opgelewer. Daarop antwoord hy, mooi so, jy is 'n getroue slaaf. Omdat jy in 'n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor 10 stede. Toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, die muntstuk het 5 muntstukke opgelewer. Aan hierdie man sê hy, en jy kry die bestuur oor 5 stede. Nog 'n ander het gekom en gesê, meneer, hier is die muntstuk. Ek het dit in 'n droeg gewerk. Ek was bang vir u, want u is 'n harde man. U eis op wat u nie belê het nie, en oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel. Jy is 'n slegte slaaf. As jy geweet het, ek is 'n harde man wat opeis wat ek nie belê het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie, waarom het jy dan nie my geld in die bank gesit nie? Want sou ek dit by my terugkom, daarom met rente kon getrek het. Daarop sê hy vir die wat daar staan, vat die muntstuk van hom al weg, en gee dit vir een wat die 10 muntstukke het. Dit is net tot sover. Broeders en susters, ek wil graag 'n preek voorhou aan u van Dr. Dick Stein van die Gereformeerde Kerk Benoni Noord. En die tema van die preek is getrouheid as roeping. Jy sal nou sien hoe die preek hierin ontvou. Ons mag onsself nooit los sien van ons geloofsverhouding met Jesus Christus nie. Ons hele lewe behoort uitdrukking te gee daaraan dat ons kinders van God is en ook dat hy koning is wat in ons en oor ons regeer. Een van die uitdrukkingswyses is ons getrouheid. Ons teks handel oor getrouheid. Elkeen van ons weet presies wat dit beteken. Dit blyk egter asof getrouheid deesdae 'n skaars artikel geword het. Getrouheid speel 'n geweldige rol in elke verhouding waarin 'n mens staan. In die verhouding met God is dit so uiters belangrik dat ons getrou moet wees aan ons adel, aan ons kinders van God. Ons is kinders van God en ons moet dit ook wees. Die adel van ons kindskap verplig ons tot kind wees van God. In ons huweliksverhouding is getrouheid net so belangrik, want 'n vrou wat aan mekaar getrou is tot die dood toe, was God se bedoeling met die huwelik. Daarom word ontrou in die huwelik ook in die wet van God verbied. In die gesinsverhouding hang die vrede grootliks af van die getrouheid waarmee vader en moeder hul roeping as ouers vervul en van die getrouheid van die kinders in gehoorsaamheid aan hulle ouers. Die kinders in die skoolverhouding
Die sukses en geluk in die skool word grootliks bepaal deur die getrouheid waarmee hulle doen wat aan hulle opgedra word en die getrouheid waarmee die personeel hulle roeping vervul. Ons werksituasie, die arbeidsvreugde en arbeidsvrede is afhanklik van die getrouheid in die werk en ook aan die getrouheid waarmee ek vir my werkers sorg. So sal ons 'n lyn kon deurtrek. Getrouheid speel oral in hierdie lewe 'n rol. Let daarop dat ons sê in hierdie lewe. Die koninkryk van God is nie iets vaag of iets van elders nie. Nee, die koninkryk van God is konkreet. Dit is hier in hierdie lewe. Hier waar ons elke dag leef, hier moet ons uitdrukking gee aan die koninkryk van God. Die koninkryk bestaan daarin dat ons as kinders van God, dus as burgers van hierdie koninkryk, in alles wat ons doen, getrou is en buig voor die koningskap van Jesus Christus. Die koninkryk kom daagliks, elke keer waar en wanneer ek geregeer word deur sy woord en gees. In die eerste plek vestig ons die aandag daarop dat ons hier te doen het met die koninkryksgelykenis. Met ander woorde, in hierdie gelykenis wil Jesus Christus iets openbaar van die koninkryk van God. Die hele koms van die koninkryk was aktueel op daardie stadium. Lukas deel ons mee dat hulle die koninkryk enige oomblik verwag. In die gelykenisse is dit so dat 'n mens versigtig moet wees om vir elke voorbeeld of vergelyking wat in die gelykenis gebruik word, een of ander verklaring te soek. Wanneer mense met die gelykenisse besig is, dan moet 'n mens op soek wees na die een saak wat geopenbaar word. Daar is gewoonlik net een punt van vergelyking. Ons moet dus vasstel watter aspek van die koninkryk word hier belig. As ons dit raak gesien het, dan weet ons elkeen wat hierdie een aspek betref, wat ons roeping ten opsigte van die koninkryk is. Ons kyk nou vervolgens na die inhoud van hierdie gelykenis. Dit was 'n man wat op reis gegaan het om iewers sy koningskap te gaan ontvang. Voor sy vertrek roep hy 10 slawe en gee aan elkeen 'n muntstuk. Die 53 vertaling praat van 'n pond. Hier word gesê 'n goue muntstuk. Die feit is net dat hy aan elkeen 'n muntstuk gee wat nogal baie werd was en hy gee ook 'n opdrag om daarmee handel te dryf. Wanneer hierdie man nou as koning terugkom, dan hy sy rekenskap. Stel vas wat hulle met die opdrag gedoen het, wat hulle met die handeldryf verdien het. Ons moet onthou, 10 slawe het elke muntstuk ontvang. Hier word nie oor al 10 terugvoering gegee nie, hier word net na 3 verwys. Die een het met sy een muntstuk 10 ander verdien, dit is die een wat die beste gevaar het, die een pool. Die ander het waarskynlik meer gemiddeld gevaar, met 1 is 5 verdien. Die ander pool, die slaaf, het niks daarmee verdien nie. Dit is die 2 pole wat ons aandag vra. Ons kyk eers na die een wat 10 munte verdien het. Die koning reageer met waardering. Mooi so, jy is 'n goeie slaaf. Dit gaan nie daarom dat die man nou 'n klomp geld verdien het nie. Nee, die koning stel dit duidelik. Hy was getrou in 'n saak wat van min belang was. Hy was getrou in die kleine. Dit gaan daarom dat hy getrou was in die uitvoering van die opdrag wat sy baas gegee het om handel te dryf met die geld wat hy aan hom gegee het. Die kerngedagte is, jy was getrou. Wat doen die koning nou? Hy gee hom 10 stede om te bestuur. Hy gee hom groter verantwoordelikheid. Jy moet die ervaring van die slaaf nou raak sien. Hy het 'n muntstuk gekry en daaroor moes hy verantwoording doen. Hy kry nou 10 stede en hy weet hy sal weer verantwoording doen. Openbaringshistories sou mense hier kon sê dat die verwysing in die gelykenis na die man wat op reis gegaan het, kan geïnterpreteer word as 'n verwysing na die afwesigheid van Jesus Christus tussen sy hemelvaart en die wederkoms. Die doel met hierdie gelykenis is om te beklemtoon dat die gelowige so moet werk, so moet wees, so moet optree, dat die verwagting duidelik is dat Jesus enige tyd kan kom. Intussen moet ons voluit besig wees met die dinge wat God aan ons toevertrou het. Die muntstuk wat gegee is, gaan om alles wat God aan ons toevertrou het. Dit gaan inderdaad om gawes en talente, maar dit gaan ook om middele en goedere. Dit gaan om geleenthede
en ook om opdragte wat die Here in sy woord aan ons gee. Niks wat ons is en niks wat ons het, staan los van God se genade nie. Alle goeie gawes kom van bo, skryf Jakobus. Ons word dus met hierdie gelykenis opgeroep om met dit wat ons uit die hand van die Here ontvang werksaam te wees. Ons moet so werksaam wees dat ons ook bewus daarvan is dat daar 'n dag van afrekening kom. Die gebeure rondom die eerste slaaf kan ons saamvat deur te sê die koning oordeel dat hy 'n goeie slaaf is, omdat hy getrou was, selfs in die klein dingetjies wat hom toevertrou is, en daarom gee hy hom groter verantwoordelikhede. Nou kyk ons na die slaaf op die ander pol. Dit is die een wat ook 'n muntstuk ontvang het, soos al die ander, maar wat niks daarmee gedoen het nie. Hy begrawe dit net. Hy was ongehoorsaam aan die opdrag wat die koning gegee het. Die koning het gesê, dryf handel, maar hy het nie. Hy was ontrou. Die reaksie van hierdie ontroue slaaf is opvallend. Dit klink so vaag bekend. Dis so eie aan die mens. Dis mos al van Adam en Eva af so, dat as dinge verkeerd loop, dan wys die van my elders heen. Adam en Eva was oortuig dat dit God se skuld was, dat hulle gesondig het. Die slaaf probeer wegkom van sy verantwoordelikheid deur die koning te beskuldig. Hy beskuldig die koning dat hy 'n harde man is, wat oes waar hy nie gesaai het nie. Wat hom betref, het hy niks verkeerd gedoen nie, want hy gee aan die koning terug wat hy ontvang het. Die punt is egter, hy was ongehoorsaam. Volgens hom was dit onregverdig dat die koning wins maak uit die arbeid van die slawe. Hy oes waar hy nie gesaai het nie. Die koning het mos gesaai. Hy het dan aan die slawe die munte gegee om daarmee iets te doen. Teenoor die eerste goeie slaaf tekeer die koning nou hierdie een as sleg. Hy is bly. Hy was ontrou. Hy het nie gedoen wat die koning hom beveel het nie. Maar die ander slawe groter verantwoordelikheid ontvang het, word alle verantwoordelikheid nou van hierdie een weggeneem. Dan word die beskuldiging dat die koning 'n harde man is weerspreek. Aan die muntstuk van die luislaaf word gegee aan die goeie een. Ons herhaal. Dit gaan in hierdie gelykenis om getrouheid. En alles wat aan jou toe vertrou word. Teenoor getrouheid staan ontrou. Ontrou word gestraf. Getrouheid lei daartoe dat daar groter verantwoordelikhede toegeken word. Ons as burgers van die koninkryk van God moet getrou wees soos ons koning. Ook in ons daaglikse werk en alles wat ons doen, moet ons die beeld van Christus vertoon. Hy wat getrou was aan die opdrag wat die Vader vir hom gegee het, so getrou dat hy self sterf aan die kruis waar sy opdrag voltooi het. In Johannes 17, in die hoëpriesterlike gebed, want ons het dat Jesus rekenskap gee aan die Vader oor sy werk. Hy sê byvoorbeeld in hierdie gebed, nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom. Aan die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. Verder, ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Soos U my na die wêreld toe gestuur het ek hulle ook gestuur. Hy was gestuur en hy was getrou daarin. Hy is 'n sending volbring teen die prys van sy bloed. Jesus Christus was getrou in die uitvoering van dit wat die Vader aan hom gegee het. Daarin moet ons sy navolgers wees. Dit moet eintlik vanselfsprekend wees. Kind van die Here is 'n getroue mens. Die plek van getrouheid in die lewe van die gelowige word nog groter as 'n mens sien, wat in Galasiërs 5 vers 22 word getrouheid as een van die vrugte van die Heilige Gees genoem. Dit beteken dat waar die Gees van God werklik werksaam is, daar word dinge met getrouheid gedoen. Waar getrouheid getuig is van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die vraag wat ons dus aan U wil vra, is U in die hele lewe getrou aan alles wat God aan U opdra, wat op die lewenspad kom, wat hy aan U gee? Is U getrou in al die verhoudings waarin U staan? Die meeste mense is vreeslik getrou in hulle werk. Mense is baie getrou in hulle daaglikse werk, selfs ten koste van hulle huwelike, hulle gesin, hulle gesondheid. Al is die oog hoe getrou in jou werk, dan is die vraag wat die Here nog steeds vra. Wat het jy gedoen met die vrou of met die man wat ek aan jou toevertrou het? Wat het jy gedoen met jou huisgesin? Wat het jy gedoen met die ambt as ouderling?
as die diaken, as predikant, waartoe ek jou geroep het? Wat het jy gedoen met die arme mens wat ek op jou lewenspad geplaas het? Weer vra hy, wat het jy met jou hele lewe gedoen? Elkeen van ons sal baie ernstig ons lewe in aanskou moet neem oor die kwessie van getrouheid. Watter voorbeeld stel ons in hierdie wêreld wat ontrou geword het? Stel ons 'n voorbeeld van getrouheid? 'n Mens dink maar net aan ons kinders, leer hulle van ons om getrou te wees, terwyl ons verwys na die kinders. Ja, ons seuns en dogters het ook 'n roeping. Die Here roep julle om getrou te wees. By skool moet julle 'n voorbeeld wees van iemand wat doen wat aan hom opgedra word. By die ouerhuis moet jy 'n voorbeeld stel van wat het beteken om 'n verbondskind van die Here te wees binne 'n gesin van gelowiges. Hierdie roeping tot getrouheid kom van die feit dat ons Here Jesus Christus getrou was. As hy ontrou sou wees, dan het ons ook nie die vooruitsig gehad om enig te kan hoor. Mooi so, gaan in die vreugde van die Here nie. Nee, hy was getrou. Deur sy Gees wat in ons werk, hoort ons ook getrou te wees. Getrou in alles, ja, ook in die kleinste dingetjies. Jy begryp tog, dit kan nie anders nie. Daar is twee redes waarom ons getrou moet wees. Ons is deur die geloof verbind aan Jesus Christus. Ons is geroep om sy beeld te vertoon, ook die beeld van getrouheid. Die tweede rede, ons is burgers van die koninkryk van God. Elkeen van ons sien ons as mens wat aan ons koning moet verantwoording doen. Kom, laat getrou die stempel wees wat ons afdruk op ons hele lewe. Ons kan dit doen deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as slot gebed en slotpsalm die Onse Vader, lied 266.
Ons bid om die Here se seën. Die Here sal ons seën, hy sal ons behoed. Die Here sal sy aanskyn altyd oor ons laat straal en ons genadig wees vir ewig. Hy sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.